Hoe reageer jy as daar 'n ernstige probleem in jou huis of met een van jou kinders is? 'n Ma het by geleentheid na die Here Jesus toe gekom met die groot krisis in haar lewe. Ons lees in Matteus 15 vers 22 dat 'n Kanaanitiese vrou wat in daardie gebied gewoon het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep: "Ontferm u oor my, Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n bose gees en dit gaan sleg." Wat 'n geweldige ding om te sê jou dogter is in die mag van 'n bose gees. Maar die Here Jesus neem ons na die kern van hierdie saak. En hy beskryf hierdie vrou as 'n vrou met groot geloof. Kom ons kyk na die 3 dinge wat nodig is om so geloof te kan hê. In die eerste plek herinner hierdie vrou se verhaal ons daaraan dat groot geloof dikwels saamgaan met 'n groot krisis in ons lewe. As ons die Here Jesus nie regtig baie nodig het nie, waarom sal ons ooit na hom toe gaan vir die antwoord? Die Nuwe Testament maak dit duidelik dat die mense wat die grootste geloof in Jesus gewys het, juis diegene was wat hom verskriklik nodig gehad het. Hulle het besef dat hulle dit nie op hulle eie gaan regkry nie. Hierdie vrou se dogter, sy was as heiden deur 'n demoon gepynig. En ons ken almal die hart van 'n ma. 'n Ma sal enigiets vir haar kind doen. Sy was bereid om haarself te gee, om voor gelag en verneder te word, om op die top van haar stem uit te roep in die straat, as haar dogter net gehelp sou kon word. Maar weet jy, in die eerste plek maar net om te weet dat jy 'n behoefte het, dat daar 'n krisis is nie genoeg nie. Daar's baie mense wat weet dat hulle 'n probleem het, maar hulle weet nie wat het hulle regtig nodig nie. Jy sien, daar's 'n leemte wat eers gevul word as die Here Jesus in die prentjie inkom. Daarom word hierdie Kanaanitiese vrou beskryf as iemand met 'n groot geloof, nie net omdat sy desperaat was om hulp te kry nie, maar omdat sy daarmee na Jesus gegaan het. Daar's 'n derde waarheid in hierdie gebeurtenis. Het jy gesien dat as die vrou vir Jesus vra om haar dogter te help, weet jy, dan bly hy doodstil. Ons lees, hy het haar niks geantwoord nie. Dit was so erg, dat die disippels dit nie kon hou nie. Hulle het die Here Jesus kom vra: "Here, stuur haar weg asseblief, want sy maak so gerasie, sy maak ons skaam. Sy hou aan met skreeu hier agter ons." Weet jy, ons weet God hoor altyd ons gebed, maar in hierdie geval was daar net stilte. As dit met ons gebeur, dan wonder ons waarom help die Here ons nie. Maar weet jy, dit was die manier wat hy sou gebruik om hierdie vrou se geloof te laat groei. Kyk hoe reageer sy op die feit dat Jesus net stil bly. Wie sê gee nie moed op nie? Nee, ons lees, die vrou het kom kniel voor hom en sê: "Here, help my." Spurgeon het gesê, jy moet tog mooi na hierdie gebed kyk. Dit is so 'n mooi manier van bid. Jy kan so bid as jy haastig is. Jy kan so bid as jy geskrik het. Jy kan so bid as jy nie eens tyd het om op jou knieë te gaan nie. Sê net soos die vrou gesê het: "Here, help my." Jy sien, die punt is, geloof gee nie op nie. Geloof hou vol, selfs al lyk dit asof daar min kans op gebedsverhoring is. As die Here Jesus uiteindelik met haar praat, dan gee hy vir haar 'n antwoord wat sy nie wou hoor nie. Hy sê vir haar, dis nie mooi om die kinders se brood te vat, vir die hondjies te gooi nie. Met ander woorde, ek kan jou nie help nie. Jy is nie deel van ons nie. Hierdie vrou was 'n Kanaaniet. Sy het die heidense, lewenlose gode aanbid. En Jesus se sending was nog nie vir mense soos sy nie. Ja, daar sou 'n tyd kom, wanneer sy boodskap na al die nasies toe sou gaan, maar nog nie nou nie. En daarom sê die Here Jesus vir haar: "Ek is net na die verlore skape van die volk Israel gestuur." Weet jy, ek en jy is niks as ons die Here se ingrype nodig het nie. En daarom kan ek en jy iets by hierdie Kanaanitiese vrou leer. Ten spyte van al die argumente, hou sy nie op met vra nie. Weet jy, sy het niks by God verdien nie. Daar was geen basis waarop sy kon staan nie. Maar sy het 'n groot geloof gehad. Met ander woorde, ten spyte van haar probleem, het sy aangehou om na God te kom. Het dit al met jou gebeur, dat almal opgee op jou? Niemand sê dit kan verander word nie. Deur vir hierdie Kanaanitiese vrou te sê, jy kan nie die kinders se brood vir die honde gee nie, het hy haar nie laat ophou nie. Jy sien, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor wie hy is, dat daar by hom genade is. Groot geloof maak nie staat op dit wat ons tafel toe kan bring nie. Dit maak dat ons wat niks verdien nie, iemand is wat by God kan ontvang. So, wat is jou nood vandag? Kom ons leer by hierdie vrou om in die geloof aan te hou vra, sonder om op te hou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader,
Ons wil vandag, soos hierdie vrou, aanhou roep na U. Gee vir ons genade. Help ons in Jesus naam. Amen.